Sommige dan vir ons open met gebed. Ons Hemelse Vader, U wat ons Vader is, en Jesus Christus, U Seun, wat ons Verlosser is, en die Heilige Gees, wat ons Trooster is. Ons kom na U toe in hierdie oggend, U deur die bloed van Jesus, Here. Ons dank U vir die woord, ons dank U vir die teenwoordigheid, ons dank U vir die liefde, ons dank U dat U ons God is. Daarom loof ons U dat ons hier kan wees, tot eer van U naam, en dat U ook hier is. Daarom loof ons U daarvoor, Vader, ons prys U, dat die woord wat uitgaan, sal wees tot eer van U naam. En ons dank U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Bietjie sound? Sy bietjie beter. Daar is hy. Happiness. Mooi man, ek is bly ons happiness sit. Daar is hy. Wolly, jy is met ons, né? Ons gaan vanmôre so 'n bietjie lekker speletjie speel. Ek gaan vir julle die game noem Connecting the Dots. So ek gaan julle die informasie gee. Dan van die informasie af, dan werk ons daarvan af. En dan kyk julle, want die tema is 'n baie belangrike persoon. En hierdie persoon ken julle almal, maar ek het julle nou vertel van God en sy name. Nou hierdie persoon het meer karaktertrekke waarvan ek praat. En so teen die einde van die preek sal ons nou by sy karaktertrekke en by hom uitkom. En dan gaan ons verstaan hoe ons nou die dots geconnect het. Nou, ons begin Genesis 1, baie lekker vers, ons ken hom almal. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed. En die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. Belangrike punt. Punt nommer 1. Lig en duisternis. Ja? En God het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag. Julle het daai punt. Right, kom die tweede punt. Moses kom in die woestyn en God sê vir hom, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is het my na julle gestuur. Julle het daai punt. Ek is, né? Toe gaan hy verder, en ek wil verder gaan ons gaan van Ou Testament, Nuwe Testament, Openbaring 21, en ek het die nuwe hemel en die nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal, wat God uit die hemel toebereid, soos 'n bruid vir haar man. En ek het 'n stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Nog 'n punt, die tabernakel. Wat ken ons van die tabernakel? Wat weet ons van dit? Eerste keer wanneer die Israeliete met die tabernakel bekend geword het, was in die woestyn. God het vir hulle gesê, julle maak vir my die tabernakel, en daar sekere goed wat julle daarin sit, en julle moet presies so optree, en dan het julle die allerheiligste waar God bly, want hy sê ek is heilig. En hy sê verder, en hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut, en hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, aan die dorstige sal ek gee die fontein van die lewe, van die water verniet.
En hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. God is in die hemel. Ons weet hy's lig. Ons stem saam op daai punt. Toe hy die tabernakel opgestel het, het hy vir hulle gesê hulle moet hom op 'n spesifieke manier bou. En hy het een interessante ding in hom ingesit, wat ons die menorah noem. En bly gooi gou daai een van ons op asseblief. Nou hierdie ding, sal ek sê, wat ons ken is die 7 kandelare. Een kandelaar met 7 takkies op, soos hy daar lyk. Maar hy's uit solied goud gemaak. Die Vader het vir Moses gesê, jy moet hom presies so bou, met presies die 7 houertjies bo. Ons het laas gepraat van die 10 maagde. Maar hierdie olie wat daar gegooi is 'n spesifieke olie. Hulle het nie gewone olie gevat nie, wat hulle daar ingesit het. En hy is gemaak van suiwer goud, van dryfberg was die kandelaar gemaak, sy voetstuk en sy stambord was gemaak, kelkies en knoppies is op hom gemaak, en blomme moet daarmee saamgaan, en het met alles in een stuk geweef gewees het. En met die spesifieke olie. Nou daai olie is baie interessant, want hoekom is dit spesifieke olie? Dis nog 'n dot daai. Want die olie wat God van die Gees vir ons gee, is nie net sommer olie. Dis die Gees, die olie. Maar in Openbaring sê hy vir ons, Johannes het geskryf van die 7 gemeentes in Asië. Daar 7 kandelaartjies daar. God se woorde en sy volmaakte getal ken ons is 7. Dan gaan ons na Sagaria toe. Sagaria kom daar in die hemel en die Here sê vir hom, wat sien hy in 'n gesig? En hy sê vir hom, ek sien 'n kandelaar, heeltemal van goud, en sy oliekan bo op hom en sy 7 lampe op hom. Telkens 7 aanvoerpype loop na die lampe wat bo hom is. Toe vra hy vir hom, wat sê jy verder? Hy sê, dis die woord van die Here aan Serubabel. Nie deur krag of deur geweld nie, maar my gees, sê die Here. Connect die volgende dot. God is lig, sken die seun, hier is die gees. En dis hoekom ek sê, dis 'n baie belangrike persoon, want dis die gees wat in ons is. Hier begin ons sien waar die gees te werk, want dis nie deur krag of geweld nie. Dieselfde wat Johannes gedoen het, hy het 'n brief geskryf aan 7 gemeentes, nie 1 of 2 gemeentes nie, want God het 7 mense, of sal ek sê 7 gemeentes waarmee hy deel. En hy sê verder in daai Openbaring vir ons, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons liefgehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters van sy God en Vader, aan hom die heerlikheid, die krag en die eerlikheid. Jy het tot bekering gekom. Wat het hy hier gedoen met ons? Jy gaan hemel toe, jy kom daar. Hy maak van ons konings, wat ons op die aarde was. Deur wie? Deur Jesus en deur die Gees, wat vir ons daai ding gevat het. Hy sê dan daar, hierdie 7 kandelare is die 7 geeste wat voor God is, wat ook in sy troonkamer is. Nou kan julle self na die prentjie kyk. Hier is die Vader, hier is die 7 geeste, en die 7 geeste is een gees wat die Heilige Gees is. En ek gaan julle elkeen se naam nou gee, wat
saam is, wat saam in die troonkamer van God is, saam met die engele. So die ding begin 'n mind-boggling raak, want nou kan jy nie alles reg picture nie. Maar hierdie gees van God het 7 beskrywings. En dit gee hy vir ons in Jesaja 11 vers 2. Want in Jesaja begin hy, daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaï en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. Uit Isaï, dit is waar uit Jesus gekom het. Uit daai. Onthou, ons lees baie keer die geslagregisters, baie keer gaan dit, jy weet, dit gaan nie lekker in nie. Maar hy gee hierdie profesie en hy sê, op hom sal die gees van die Here rus. Hier is ons Heilige Gees alweer in die werk. En hier kom sy name, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en die vrees van die Here. Julle weet hoeveel keer het ek al gepraat oor die vrees van die Here. En dis interessant, kom ek gee julle nou 'n maklike voorbeeld. Jy het nou die gees van die Here in jou. Nou kom jy met hierdie persoon en hy vloek en hy gebruik die naam van die Here uitlik. Wat sê dit dadelik vir ons? Eerste rooi vlaggie. Daai ou ken die Here nie, en hy vrees nie die Here nie. Met ander woorde, hy's 'n ongelowige. Ek noem hom straightforward, hy's 'n Filistyn. Dis dadelik. Jy weet, dis nie eers onderhandelbaar nie, want as hy vir die Here bang is, gaan hy nie die Here se woord uitlik gebruik nie. Baie maklik. So jy hoef nie te wonder oor ken hierdie ou die Here nie. Hy ken hom nie. Straightforward. En hy sal vir jou baie vinnig sê, ja, ek's 'n Christen, ek is in daai kerk. Sê maar, dis gaaf, man, jy gaan nie hemel toe nie, my ou. Jy dop 'n eksamen. Jy is besig op die verkeerde plek. En hierdie 7 geeste, en dis weer eens hoekom ons die 7 lampies het. En wat die priesters gedoen het in die tabernakel, daai ding, was waar hulle ingekom het, in die eerste gedeelte, hulle het nooit in die allerheiligste ingegaan, net 1 keer 'n jaar nie. Maar daai lampies het 24/7, 365 gebrand. Nie een van hulle mag dood gewees het. En wat symboliseer dit? Dis die lig. Ons het in die begin gelees van die lig. En dis daai lig wat in jou skyn. Nog steeds die gedeelte van, dis hoekom Jesus gekom het, gesê, die Ou Testament is verby, dis die Nuwe Testament, nou gee ek vir julle die trooster. Maar daai gees van God het al hierdie karaktertrekke. So as jy nie daai karaktertrek in jou het nie, kan jy altyd bid en vir die Here sê, Here, kom ons begin by die gees, kom ons gaan met hierdie aan. Want daardie is jou beginsel van hoe jy God ken. Want as die gees van die Here in jou is, dan onmiddellik begin jy praat met die Here oor gees van kennis, gees van vrees van die Here, en onmiddellik begin jy sê, Here, okay, ek moet begin verstaan wat jy vir my sê, want u gees lei my. En die menorah wat soos hy daar is, was vir hulle baie belangrik in die Ou Testament, want hulle dadelik, daai priesters het baie vinnig rondgehardloop as een van daai lampies dood is. En ons wat deel is van die 10 maagde, wat wag op die koms van Jesus, hoe hou ons daai lampie vol? Hoe laat ons lig skyn? Deur die olie te kry. Watter olie? Paulus sê dit duidelik, ons moet verlang na die onvervalste melk van die evangelie. So ons moet daarna verlang om onsself elke dag te vul met die woord. Presies die woord in ons te kry. Hierdie ouetjie, niks anderster nie. Hoekom ons op daak sê, daar's baie Bybels. Maar waar is die ware Bybel? Lees die regte ding. Jy weet dat jy weet van die regte ding. Want waarin gaan jy as jy verkeerd in? Ek meen, ek kan vir julle gou vinnig
Moses het 5 boeke gemaak, maar daar is 'n 6de en 7de boek ook wat geskrywe is. Hy is nie in die Bybel nie. Hoekom nie? Want dis die boek wat die sataniste skryf. Selfde ding, selfde storie, hoekom ken die bose die woord van God so goed? Hulle lees hom ook, maar as geskrywe, hulle sidder as hulle hom lees, want hulle weet, daar's 'n oordeel wat vir hulle wag. Ons wat God ken, ons weet, ons oordeel is reg. En daarom moet ons weet, dat ons weet, ons ken God reg. En as jy die gees het, gaan hy onmiddellik vir jou die gees van wysheid gee, gaan jou gees van verstand gee, hy gaan jou die gees van sterkte gee, hy gaan jou gees van kennis gee, en hy gaan jou die gees van die vrees van die Here gee. En dit is al die karaktertrekke van die Heilige Gees, wat in jou is. Hoekom ek sê, dis 'n baie belangrike persoon. Baie mense vraag hom, hulle sê nee man, as jy in tale praat, jy het van die bus afgeval. Vra maar vir die ouens in Handelinge. Toe hierdie mense in tale praat, toe reken hulle, maar hierdie mense is dronk. Toe sê Johannes vir hulle, nee. Hierdie mense is gevul met die Gees. En dit is die verskil tussen jou as 'n wêreldse mens en 'n mens van God ken en die lig dra. Want daai lig wat in jou is, kan niemand wegvat nie. As hy eers in jou is en jy wandel met die Gees wat in jou is. Vra maar vir Paulus hulle in die tronk was. Hulle het nie geworry daaroor nie. Want ek dink dit is nogal lekker. Jy sit hier in die donkernis, maar jy het eintlik so baie lig in jou. Dat jy wonder, waar is die donker? Want nou te begin hulle lofliedere sing. En die volgende oomblik te besluit die Here, nee maar, is tyd dat hierdie manne uitkom. Toe laat 'n bietjie daai deure rattel en die manne staan op en hulle loop uit. Dis die Gees. Want hy sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees. So hoe beter jy hom leer ken, hoe beter gaan jy wees in jou wysheid en in jou kennis met God. Die ding wat ek net nou na verwys het. 'n Ou wat loop en vloek, dadelik. Hey broer, hier's fout. En ek het dit ouens al gekry wat na my toe kom en sê, pastoor, jy weet ek werk nou by hierdie ou, maar hierdie ou vloek baie. Ek sê vir hom, jy weet natuurlik wat jy moet doen. Hy sê ja, ek moet bedank en 'n ander job gaan kry. Maklik. Hoekom? Ek het dit nie vir hom gesê nie, die Gees het dit vir hom gesê. En dis dieselfde ding wat ons baie keer as mense doen. Die ou kom op by my en sê vir my, maar hierdie ou en daai ou dit gedoen. So nee, sorry, ek kan jou nie oordeel nie. Moenie vir my sê ek moet dit doen en dit doen nie, maar ek gaan vir jou een ding sê, wat die Bybel wel sê. My kom die oordeel toe, sê die Here, ek sal vergeld. Wie doen hierdie werk nou verder? Dis die Gees. Gees sorg hulle uit. En hy weet, soos ek altyd sê, ons is gelowiges, en omdat jy gelowige is, kom jy in die kategorie, kry jy die karaktertrek van 'n regverdige. Omdat jy 'n regverdige is, weet jy wat God van jou verlang. Daarom gaan jy nie daai ou sleg sê of enigiets sê nie, los hom. Wat hy mag gaan, is maar sy saak. God ken jou hart, so hy het nie 'n saak met dit wat daai ou teen jou gesê het nie. Hy het 'n saak met jou. Daai ou is sy storie. As hy Filistyn wil wees, laat hom gaan. Jy sorg dat jy nie Filistyn is nie, maar dat jy, kom ek sê, Israeliet bly. Regverdige bly gelowige, dat jy God bly ken. En solank jy met hom is, en die Gees met jou is, gaan die Gees jou die wysheid en die insig gee, om presies te weet. Here, dis nie my probleem nie. En dis hoe hy jou lei. Hy vertel jou presies. Want hy sê dit in Jesaja 11. Want ek het nou net die tweede vers gelees, want op Jesus was die Gees van
wysheid, kennis, insig, raad en sterkte. En dan sê hy in die 3de vers, en hy het terwyl gevalle aan die vrees van die Here, en hy sal nie reg spreek wat sy oë sien nie, en nie oordeel wat sy ore hoor nie. Jesus se karakter. Vrou by die put gekry het haar nie veroordeel. Toe hy die vrou gekry het wat in oorspel oortree is en almal wil haar doodgooi met klippe, skryf hy op die grond en sê hy vir hulle, julle wat sonder sonde is, begin gooi. Dat ons kyk wie gooi eerste. En niemand het gegooi nie. Almal het weggeloop, want hulle het geweet. Want hy sê in sy 4de vers, maar aan die armes sal hy geregtigheid en reg doen, en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. So eenvoudig soos dit. God oordeel, nie jy nie. Hy sal hulle uitsort. Ons sê baie keer, Jesus, dit gaan sleg, dit en dit en dit, maar dit is wat God van ons verwag. Hoe bou hy sy karakter? Vra maar vir Job. Hy is vir my een van die slim manne, en ek wil amper sê, hy is in reële terme was hy eintlik slimmer as Salomo. Hy het met God gesit en redeneer, en onthou daar's 42 verse, hoofstukke in Job. En ons werk hom uit dat hy 37 jaar hierdie probleem gehad het met God. Maar Job het teen die einde van die dag 140 jaar gelewe. So ek wil amper sê, 1/3 van sy lewe het hy God geleer ken. Hoe gaan jy God leer ken as alles net lekker gaan? Jy moet daardeur gaan, want jy wil sy kind wees, maar hoe ken jy sy karakter? Ons sê baie keer vir onsself, Jessie, dit gaan sleg. Ek weet, dit gaan sleg, dit gaan nie lekker nie. Maar hy wil jou leer, sodat jy hom kan leer ken, sodat jy kan weet, Here, as ek u naam aanroep, vra vir Job, dan gaan ek kan sien wat jy wil doen. In Job 41 sê hy presies, ek sien waar u die haalstene bære. Ek sien waar u die reën vandaan stuur. Ek sien waar u voorsien in die mens. Job 42 draai God sy hele lewe om. En hy seën hom weer. Maar as hy, kom ons gaan terug na die eerste vers, as hy sy hele lewe, tot en met daar, 'n lekker lewe gehad het, het hy God geken. Hy het nooit geweet van God nie. Vra maar vir die ryk man en Lazarus. Die ryk man het lekker gelewe, en hy het nie in die hemel uitgekom nie. So ons vra baie keer daai vraag, hoekom gaan dit so in die lewe? Ja, Here, dit is nie lekker nie, ons ry grondpad. Ons like nie hierdie grondpad, ons wil graag teerpad ry. Maar hy leer jou, en dis daai gees. Daai gees van wysheid en verstand. En moenie vergeet nie, die gees van raad. Hy is daar, hy gaan jou raad gee, hy gaan vir sê, luister, wat is verkeerd? Ons lees hom verder in Jeremia wat hy vir jou sê. Jy sal 'n stem agter jou hoor wat sê, draai links, draai regs, gaan reguit. Dis hoe God jou leer. Hoekom het ons almal begin graad 1, graad 2? En so deur die skool gegaan. As jy direk met graad 10 begin het, nee, hy is onpas. As jy graad 12 uitgegaan het, wat nou? Jy het daai hele skoolloopbaan geleer. En dis vir 12 jaar in jou lewe. Maar jy stap nie in die skool en jy sê vir jou, jy's nou graad 12, jy kan mee uitgaan. Jy het geleer. Dis 'n leertydperk. So leer God jou ook. Maar hy is daai persoon, daai vriend van jou, wat saam met jou elke dag loop. Hy is die ou wat vir jou sê, dis reg, dis verkeerd. So al wat ons moet doen is, luister. Want daai gees is die een wat ek aan julle wil voorstel, wat die belangrike ou is. Jy dink dit nie altyd nie, want jy vergeet dit. Hoekom? Jy wil jou eie ding doen. En dan kom jy agter op hierdie grondpad, het jy nou papwiel. Nou, hoe nou?
Dan skielik wil jy sê, Here, help my gou hierso met 'n pomp, laat ek hierdie tyres kan regkry. Maar as jy gehoor het voor die tyd, het jy dalk daai klip gemis en dan het jy nie die papwiel gehad nie. Ons is mense, ons moet mooi luister. Want die Heilige Gees, sê Paulus reguit vir ons, moenie die Heilige Gees bedroef wat met jou is nie. Want ons doen dit baie keer, Here, is ons eie idee. Daai eie idee werk nie. God gee vir jou die antwoorde. En ons moet net luister. Want daardie een is waar hy dan neerkom. En hierdie gedeelte praat ek van die lig, saam met Jesus, saam met wat ek is alles een eenheid, wat ons weet wat God is. Maar die Gees en Jesus is ook direk gekoppel. So ons kan nie die een van die ander een skei in 'n reële terme nie. Maar dit is nog steeds Jesus wat vir ons gesterf het. Dit was sy doel. Die Gees se doel is om ons te ondersteun. En hy gaan ook die dag van die oordeel, gaan hy ook daar staan, die Gees. En sê maar, okay, dit wat die Satan teen jou bring, hy is die advokaat. Hy is die ou wat gaan sê, maar, is dit so? Maar dis in die verlede. Jesus maak net so, hy vee dit uit. So probeer weer Satan. En dis wat gebeur het met Job ook. Toe hy verby is daai tydperk, toe sê God vir hom, nou draai ek jou hele lewe om. En ek gee vir jou terug. So ons moet dit altyd besef. Ek sê baie keer, dit is daai ding wat ons in die menslike terme sê, dis die wiel wat draai. Jy het al daai ding gehoor. Jy is partykeer onder op daai wiel, maar die goeie nuus is daai wiel draai. Hy kom op. Dis hoekom ek sê my motorfiets moet nie stil staan nie, want dan word sy wiele vierkantig en kan hy nie draai nie, kan jy nie weer bo kom nie. Jy moet bo kom. En dit werk so. Die oomblik as jy boos, dan gee God vir jou alles wat hy jou wil gee, omdat hy weet, hy kan jou dit vertrou. Onthou, hy kan dit nie net sommer vir jou al hierdie gawes gee, en hy kan jou nie vertrou met dit. Baie belangrik, onthou dit. Soos wat hy met jou werk, gaan hy aan. En hy seën jou elke keer met nog iets ekstra. Met nog iets ekstra. Ek meen, toe ons almal tot bekering gekom het, was soos nie skielik almal pastore. Nou groei jy, nou begin jy verstaan, okay, Here, wat wil jy vir my hê? Soos ons weet, in 1 Korintiërs 12, vertel hy van die 5 bedieninge, dan praat hy ook van die gawes van die Gees. So, dis waarna toe ons werk, om daai gawes in jou te kry. God te vra vir dit, en hy sal jou seën met elkeen wat jy wil hê. En so gaan hy jou seën, dat jy wysheid, kennis en insig het, en die vrees van die Here verstaan. Ons het een army regte weermag ding wat ons in ons bataljon gebruik het. En ons sê reguit, fear none but God. So ons worry nie oor die res, want dis jou werk, dis jou job. Maar ons kom terug, jy vrees nog die Here, einde van die saak. Ek gaan van ons afsluit met gebed. Ons hemelse God en almagtige Vader, Here, U wat ons ken, U wat ons harte ken. Ja, Vader, want daar staan geskrywe, die vrees van die Here is die beginsel van kennis. En as ons in U weë wandel, sal ons weet, dat ons weet, U is ons God. U is ons Vader, U is ons Skepper. Daarom bid ek vir elkeen van hulle wat hier is, Here, vir die hele gemeente, vir elkeen, dat U aan hulle sal gee wat hulle van U vra. En ons weet dat U Gees wat in oorvloed werk, sal seën in oorvloed. Want U ken dit. En daar staan geskrywe,
my beker loop oor, want U is die God wat ons seën ver bo wat ons kan dink of doen. En ons loof U daarvoor, in die naam van Jesus, wat vir ons U Gees uitgestort het, sodat ons in oorvloed kan lewe. Ons dank U daarvoor. Amen.